my band nie. Ek het al alles gedoen wat daar onder die son is, maar sy wil nie saam met myself tyd spandeer nie. Gee asseblief raad. Joch, so ek dink vir daai mamma, eerstens wil ek vir jou sê, ek is jammer jy voel so, en partykeer het mense verwagting van ouerskap en dan gebeur dit nie. En Hetty het self in haar boek Kweek kinders met karakter gedeel, die gaping wat daar was tussen haar en haar oudste vandag. Juist omdat dalk nie daai koneksie was nie. En een van die redes, of die groot rede was, sy het nie haar kind se temperament verstaan as 'n babietjie nie. En dit was vir haar moeilik om van daai persoon wat sy is, met haar temperament en daai baie sterk temperament oor te gaan na die nurturing mamma toe, wat die babietjie nodig gehad het. So, dit was Hetty se verhaal. Hierdie mamma se verhaal lyk dalk anderster. En partykeer is dit nodig om 'n spesialist persoon te gaan sien om uit te vind, was daar iets traumaties wat gebeur het, waarvan jy dalk nie weet nie waardeur daar gewerk moet word. Ja. Maar 'n goeie beginplek is om te sê, is om uit te vind, wat is jou temperament? En wat is jou kind se temperament? Want wanneer jy verstaan wie jy is as 'n mamma, dan verstaan jy hoekom jy op 'n sekere manier praat, maar dan verstaan jy ook, as jy jou kind se temperament verstaan, wat hulle temperament is, en hoe jy partykeer goed sê, en goed wat jy doen, waarin jy nie dink nie. Dis daai onbewuslike goed, wat se impak dit het op jou kind, op die verhouding, op die atmosfeer wat daar is. So daai is 'n goeie wegspringplek. En ek sê dit sommer nou, en ouers kan dit in gedagte hou met al die vrae wat ons gaan behandel. Dis moeilik om 'n vinnige antwoord te kry in 2 minute, maar daar is 'n ouerskap kursus wat so waardevol is. So maak seker dat jy by kontak of iemand naby aan jou kontak wat deel is van die Immergroen span, so met wie jy pad kan stap, want ons wil ouers graag help. Want dit is so wonderlik om 'n goeie verhouding met jou kind te hê. Dit is so kosbaar. God het jou kind vir jou gegee, en vir hierdie mamma, God het nie 'n fout gemaak nie. God het nie die verkeerde kind vir die verkeerde ma gegee of andersom nie. Daar is net ietsie wat moet verander. En daar is 'n antwoord. Nou, dis byna tyd vir ons nuus om 11 en ek wil 'n vinnige liedjie nog ook speel voor dit. As jy 'n ouerskap vraag het, ons het nog 'n paar vragies hierso in die posbus wat ons gaan oopmaak en beantwoord. Moenie dat die geleentheid verbyglip nie. Jy kan vir my boodskap stuur heeltemal anoniem in die ateljee na 0844 104 104 en net na die 11 nuus gesels ek en Chrisanda verder ouerskap. Stuur ons vragie, ons hanteer hom anoniem. 0844 104 104. Hier's Danny Goukie en hy sing Make a Difference. En die feit dat jy ingeskakel is en wil luister en wil leer, beteken jy maak 'n verskil in jou kind se lewe. Groen ouerskap, wat natuurlik onder leiding is van Hetty Brits. Sy werk al vir jare en jare saam met haar. En sy is ook 'n mamma van 3 seentjies, wat nou al neig van tieners tot en met 'n 3-jarige. So hierdie vrou het jou geweldig baie ervaring. Dit is my so lekker om altyd by my te hê. Chrisanda, ek wil gou hê voordat ons aangaan na die volgende vraag, vertel gou vir my 'n bietjie van Grow Training and Consulting, maar Kweek kinders met karakter. Ons praat baie oor kinders se temperament en dies meer. As ouers byvoorbeeld wil uitvind wat is hulle kind se temperament, hoe gaan hulle te werk wanneer hulle met jou konsulteer? So daar is 2 opsies. Eerstens, in die Immergroen ouerskap kursus of die nuwe kursus, die Parenting Garden kursus, word al die temperamente van kinders en van volwassenes mooi beskryf. So meeste ouers kry 'n baie goeie idee van wat hulle temperament is en wat hulle kinders se temperament is. As ouers, en ouers kan natuurlik Hetty se boek, Kweek kinders met karakter, en hy is nou ook in Engels beskikbaar, Growing Kids with Character, kan hulle daai boek lees en dieselfde, ouers sal 'n baie goeie idee kry van wat hulle temperament is. Maar as jy presies wil weet wat jou temperament is, kom ons sê 99%, dan is die Tall Trees toets. Dis 'n aanlyn toets wat jy doen.
en daar is 'n kindertoets vir kleiner kindertjies, daar's een vir tieners en dan is daar ook 'n toets vir volwassenes. En die verslag is wonderlik. Dit wat jy leer oor jouself en dit is nie net hier's jou temperament nie, dit gee al die kombinasies. So jy word nie net in 4 blokkies gedeel nie. Dit is baie akkuraat en die inligting wat jy kry oor jou temperament, oor hoe jy kommunikeer, hoe jy konflik hanteer ensovoorts is fenomenaal. Wow. Nou indien ouers, ek het daai kursus deur my kerk gedoen of die online toetsie deur my kerk gedoen vir my seentjie en ook vir my en my man, nê, albei geweldige sterk persoonlikhede. Ek sê my pas ons pastoor, kom ons doen gou hierdie kursus en dan verstaan ons net begin mekaar weer lekker hierso. Deur wie kan hulle dit doen? Hoe kan hulle daai toetsie bekom? So, hulle kan aanlyn gaan en hulle kan dit deur die webwerf doen, maar soos iemand soos ek wat 'n Tolltrees coaches en fasiliteerder is, jy kan die kode deur my koop, jy betaal nie meer of minder nie, dis presies dieselfde. Die voordeel van dit is, daar's iemand wat 'n pad saam met jou stap. So, en die verslag wat jy dan kry, die ideaal is, ek weet nie of julle dit gedoen het nie, maar die ideaal is om dan 'n sessie te hê waar jy saam deur daai verslae werk, want daar is soveel waarde daarin en baie mense doen baie keer die toets, maar hulle sit nie en werk deur daai verslae nie. Waaruit jy actually dan leer en waar jy groei en waar jy, so wat jy nou self weet, op 'n plek kom waar jy mekaar half, jy weet, te lui wil kom, tot op 'n plek waar jy mekaar waardeer. Dis hy, mekaar verstaan. Nou, ons pastoor, die wonderlike man wat hy is, het saam met ons deur daai hele verslag gewerk en so aan. Hy is ook 'n konsultant en ons kerk het ook al hier en daar van die kursusse aangebied wat 'n wonderlike voorreg is om deel te wees van die liggaam van Christus wat reg aangeskakel is met hierdie dinge. As jy graag vir Chrisanda wil kontak, stuur vir my die woord kontak en ek stuur vir jou 'n nommer, dan kan jy ook presies weet wat is jou kind se profiel, wat is sy temperament en wat is die beste manier om met hom te werk te gaan. Net hierna antwoord ons gou 'n volgende vraagie. Net vir 3 sekondes. Ja. Nou voordat ons hierdie stukkie musiek speel, gou 'n volgende vraagie wat ons gaan hanteer. Iemand sê môre, hoe benader jy die moderne manier van ouers? Nog 2 vrae. So as jy dringende ouerskapvraag wil instuur, stuur dit vir my na 0844 104 104. Ek sien nog 'n vraag ingekom. Ons het nog plek vir 1 vraagie wat ons gaan beantwoord met ons ouerskapkundige Chrisanda de Bree by ons in die ateljee. Hier is 'n vraagie van 'n ouma. Ek gaan hom gou vir jou uitspeel en dan Chrisanda hom vir ons beantwoord. Jy kan hoor, nee. Asai, baie dankie ouma vir daai navragie. Chrisanda, waar begin ons? Ek wil eerstens vir die ouma sê, wat 'n wonderlik is dit om 'n ouma te hê wat jou groot gemaak het, wat vir jou lief is en al hoor jy dit nie altyd van jou seun af nie. Wil ek sê die Here kyk na jou en hy wil jou net 'n drukkie kom gee. Ek raak sommer emosioneel. Ja, wow. Maar julle, dit is Liamie, dit is so belangrik dat ons as ouers en ouma, dan is eintlik sy ma. Besef dat hierdie kind wat die Here aan ons toe vertrou het, het hy vir ons gegee vir 'n tydperk. En as ons gaan kyk na, selfs in die kursus, daar is 'n tydperk wat jy verantwoordelik is vir jou kind. En dit is omtrent 18 jaar, waar jy vir jou kind 'n dak oor sy kop moet gee, en alles wat jou kind nodig het. En wanneer jou kind 'n volwassene is, dan moet jou kind op sy of haar eie voete kan staan. Nou, vir ons as ouers is dit baie keer baie moeilik. En ek self is nou daar. Waar daai ook vir my werklikheid is. En ek moet besef dat
alles wat ek in die laaste 18 jaar in my kind ingeploeg het en gesaai het, en hard gewerk het, ek het my werk gedoen. En dit is waar die groot fase nou kom, waar jy buite die tuinhekkie begin staan, en waar jy baie meer op jou knie moet staan, en moet intree in gebed vir jou kind. Want baie keer dink ons help ons kinders deur hulle te help, deur vir hulle huis te gee, deur vir hulle nog blyplek te gee, geld te gee, maar ons is besig om hulle, ek kan nou nie aan die Afrikaanse woord dink nie, om hulle te enable. Ons maak nie eintlik die lewe vir hulle baie moeiliker. En partykeer is dit so moeilik om vir daai kind te sê, weet jy wat, jy kan by my bly, maar dan is dit die huisreëls. Dit is hoe jy met my gaan praat, dit is wat ons gaan eet, dit is die bydrae wat jy gaan gee. As jy in my huis wil bly, dan moet jy 'n werkie kry, en dit is die huur wat jy gaan betaal. Ek gaan nie vir jou vra wat ander mense vir jou gaan vra nie, want ek is jou ma of jou ouma en ek is lief vir jou, maar daar is verantwoordelikheidsin, en as jy nie by daai reëls kan invul nie, dit gaan my hart breek en ek gaan aanhou bid vir jou, maar dan gaan ek jou nie meer kan help nie. En ek weet hierdie is baie moeilik om te hoor, en 'n mens wil dit nie hoor nie, maar dit is ongelukkig die beste raad wat ek vir hierdie ouma kan gee. Ouma. Nog 'n vraagie wat ingekom het, hierdie ene sê die eksamen se uitslae is pas uit. Ek is nie tevrede nie, ek voel my kind kon veel beter gedoen het. Ek weet nie wat om vir hom te sê of hoe om dit hanteer sonder om hom seer te maak nie. Hoe maak ek? Okay, so weer eens gaan ons sê, dit help as jy weet wat jou kind se temperament is. Yes. Want dan weet jy hoe jou kind dink, hoe jou kind terugvoer hanteer en verwerk. En dan weet ons ook wat vir hulle belangrik is. En natuurlik jou eie temperament. Maar wat ek vir grootendeels vir ouers wil sê, of vir die groter meerderheid wil sê is, maak seker dat jou kind se prestasie akademies gewys nie groter en harder praat as jou kind se geestelike ontwikkeling of jou kind se sosiale en emosionele ontwikkeling nie. Ja, dit is belangrik dat ons seker maak dat ons kinders op skool leer, die beste doen. Ons leer van kleins af, doen alles wat jy doen asof jy dit vir die Here doen. Maar ons weet ook dat temperament maak dat nie alles vir almal dieselfde en ewe belangrik is nie. As ek my vat, skoolwerk was nie vir my belangrik op skool nie. Ek het redelik goed gedoen, maar ek dink dit was dalk gene gewees en baie gemet van my ouers. Maar vir my ouers was dit net so belangrik vir hulle dat my geestelike groei daar is, dat my sosiale en emosionele groei daar is. So ja, as jy weet jou kind kon beter presteer het, dan sit goed in plek, vra vir jou kind, kom ons, gebruik daai ons boodskappe, kom ons kyk wat ons kan doen om dit te verbeter. Gaan kyk of is daar dalk 'n uitdaging, en gaan kyk by jou as ouer, wat is vir jou belangrik, wat is jou temperament, want vir sekere temperamentouers is akademiese prestasie belangriker as ander. En dan moet jy weer eens op daai plek kom van pick your battles, wat is die belangrikste, hoe belangrik is dit? Dat is ek by my in die ateljee, dis Chrisanda de Pre, ouerskapkundige. As jy graag persoonlik van wil kontak, stuur die woordjies vir my kontak. Ons het nog tyd vir so 2 vragies, intussen 'n stukkie musiek van Seth Schuldler met Steady Love. Seth Schuldler met Steady Love hier op Radio Tygerberg 104 FM. Ons het nog 'n laaste 2 vragies wat ons gaan antwoord. Ekskuus, ons is nie by jou vraag uitgekom het vanoggend nie. Volgende maand, einde Julie, gaan Chrisanda weer by my wees wat ons vragies gaan beantwoord. Intussen as jy 'n dringende kwessie het, jy wil graag 'n konsultasie bespreek met haar, ek wil jou regtig aanmoedig, sy is absoluut goud. Ek wil persoonlik by haar ingeklop met my seentjie wat die baie selfde temperament as sy het, wat sy baie goed verstaan. En sy is regtig 'n wonderlike vrou van die Here, 'n mamma van 3 seuns. So asseblief stuur my die woordjie kontak en ek kan vir jou haar kontakbesonderhede stuur dat jy 'n konsultasie met haar bespreek. Chrisanda, 'n vraagie wat weer ingekom het. Hierdie enetjie sê, goeiemôre. Ek het volwasse kinders, hoe verseker ek as ouer dat hulle altyd met mekaar gaan kontak hou as ons nie meer daar is nie?
Jo, is dit nie ons as ouers 'n brandende begeerte vir ons om te sien dat, selfs wanneer hulle klein is, dat hulle mooi met mekaar speel en dat hulle vir mekaar hou en dat hulle mekaar se beste maatjies is nie. Ek vat nou maar veral my twee oudste seuns wat so na aan mekaar was. En hulle het so lekker gesaam gespeel en nou dat hulle tieners is en hulle begin koppe stamp en hulle het nie noodwendig meer dieselfde vriende nie, het ek al baie keer gesê, ag Here, beskerm net hierdie mooi verhouding wat ek weet hulle het en wat hulle altyd gehad het. So eerstens, dit is 'n normale vraag en normaal om so te voel. En ek dink weer eens, ons as ouers, soos altyd, gebed is baie belangrik. Bid vir jou kinders se verhouding, want weet jy, daar gaan mense oor jou pad kom en hulle sê dit is so en dit is so, dat daar partykeer mense, 'n vriend kan nader wees as 'n broer of 'n suster. Maar weet jy, om saam met iemand groot te word, dit gee 'n ander tipe dinamika. En dit is 'n voorreg om 'n boetie en 'n sussie te hê. Ek self het 'n boetie en 'n sussie en ek's baie lief vir hulle en my verhoudings met hulle lyk anders, maar ek is nie liewer vir die een as vir die ander ene nie. En ons as ouers moet ook verstaan dat temperamente maak 'n impak, dat sekere, soos ek en my sussie, ons is baie verskillend, maar ons is ongelooflik na aan mekaar. En is okay dat sekere boeties en sissies makliker met mekaar connect en in kontak bly, maar van jou as ouer, maak van kleins af seker dat hulle lief is vir mekaar, dat hulle weet hoe om te kommunikeer met mekaar, dat hulle goed uitpraat, dat hulle besef daar is 'n spesiale band, dat God beplan het dat julle twee boeties en sissies of sissies en sissies of boeties en boeties moet wees, en om daai te koester. Dankie. 'n Laaste vraagie waarvoor ons vandag tyd het. Hierdie ene sê, hallo, my suster is 'n verslaafde en haar dogter is vanaf 10-jarige ouderdom in ons sorg geplaas. Sy is nou 13. Ons familie probeer ons bes om vir haar 'n goeie lewe te gee. Ek leer haar waardes, respek, taakies om te doen. En want dit is vir my belangrik dat ek my kinders grootmaak. Dit voel net soms dat sy ondankbaar is en wil net goed hê. Sjoe, okay. So weer eens, ek is nie 'n kundige op daai gebied nie. Wanneer dit by verslawing kom nie, wat ek wel kan sê vir daai ma, of daai ouer, is dat dit wat jy doen klink vir my goed. Dit waaroor jy wel beheer het, doen jy om seker te maak daar is taakies, daar's verwagtinge, daar's verantwoordelikhede, daar is gevolge vir sekere goed, en dat jy as ouer jou kind so bemagtig vir die wêreld daar buitekant. Ons dink baie keer, toe jy nou, dis nou snaaks, die ene sê verslawing, toe gaan my brein dadelik na dwelms toe. Maar ons moet onthou dat skermtyd en daar is ander tipe verslawings. So ons moet ons kinders van kleins af, moet ons kinders voorberei en regmaak om verslawings en wat is die woord, temptations, versoekinge te kan weerstaan. En hoe doen ons dit? Om 'n pad saam met die Here te stap. Om sensitief te wees vir die Heilige Gees, daai stemmetjie in ons wat vir ons raad en leiding gee, sodat wanneer jou kind op 'n plek kom waar hulle nie sterk genoeg is nie, dat die Heilige Gees kan ingryp en dat jou kind weet dat jy is altyd daar vir hulle. Ag, wonderlik. Nou hierdie vrou het 'n absolute hart van goud. Jy kan hoor hoe sy ons bedien hier om met raad. As jy graag met haar 'n konsultasie sessie wil bespreek, ons groet jou nou ongelukkig. Volgende maand, einde Julie, is sy weer terug by my in die ateljee. As jy wil raad wil aanklop by haar of wil uitvind wat is jou kind se temperament, en as jou kind se temperament verstaan, gaan jy weet hoe om hom beter te hanteer. Stuur my die woordjie kontak en ek stuur jou direk Chrisanda se kontakbesonderhede en jy kan met haar 'n sessie bespreek oor hoe julle saam kinders vir God se koninkryk kan grootmaak. Chrisanda, baie lief vir jou, baie dankbaar vir jou. Gaan loer op Facebook, Grow Training and Consulting en is baie welkom om vir my op kontakbesonderhede aan te vra. Tot volgende keer, totsiens! Ek speel vir jou 'n stukkie musiek. Is Andrie met Onjesi, kom ons doen dit.